Liewe vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier so in die erediens. We've got friends here as well. You are most welcome. It's wonderful to have you here in our service. Is daar nog besoekers? Steek so 'n bietjie hand op dat ons sien. Daarso baie welkom. Ons wil na die tyd ons vra saam met julle kuier is daar enige nuwe intrekkers? Nie, so die rooi bekers bly vakant vanoggend. Ons wil vir julle sal sien, een van die dinge wat ons gepraat het by die kerkraad is, ons wil sigbaar wees, ons wil, as jy enige vrae het, of iets gedoen wil hê, daar gaan 'n persoon wees met so 'n dingetjie, jy kan na hulle toe gaan, en hulle sal vir jou help. Dankie vir ons kerkraadslede ook daarvoor. Ja, en vir my skoonma, sy kuier by ons. Dit is baie lekker dat ma hier so by ons is vanoggend. Regtig, lekker, julle hoef nie so te lag nie. Ons het pap geëet, ja. Goed, vinnig deur die afkondigings, Dinsdag, ons Bybelstudie 9uur, ons in hierdie maand staan ons 'n bietjie stil rondom vreugde. Donderdag, die manne, ons Afrikaanse taal aand was so lekker gewees. Baie dankie vir almal wat hard gewerk het, regtig om dit 'n lekker aand te maak. Ek wil jou nie laat sleg voel omdat jy nie daar was nie, maar ek wil vir jou sê jy het uitgemis. Maar ek het 'n vermoede ons gaan dit weer doen. Ek dink net so. En dan wat nou nog kom verder in ons kalender is ons wyn en kosproe aan die 14de November. Jolandi gaan na die tyd gaan sy daar agter by die tafel wees as jy 'n kaartjie wil kry. Lekker. En dan ons vroue, julle afsluiting die 22ste November, vlieg hoog vroulief jaarafsluiting. Skakel by Leonie daar rondom, en dan ons bazaar, wat nader skuif, ons sien baie uit daarna, die 29ste November, 'n lekker bazaar te hê. Langtermyn siekes, ons gaan net sal ons weer 'n bietjie by hulle stil staan. Laurens Roots het in hierdie week het hy 'n operasie gehad, alles goed afgeloop, en Leanke Diedriks is gebore, sy is bietjie vroeg gebore, maar alles is reg, lyk reg, en ons is saam met hulle, mamma en pappa as ons bly. Hout, R25 blyplek, ons soek 'n blyplek vir 'n student, ons soek nie gratis blyplek nie, maar ons kan nou ook nie hom in 'n hotel sit, want dan studeer hy dalk vir 10 jaar. So, as jy weet van 'n blyplek, vir 'n teologiese student, skakel my asseblief. Na die tyd pannekoek, daar het pannekoek oorgebly, ek is nie seker of daar vetkoek oorgebly het nie, ek weet daar het pannekoek oorgebly. Vetkoek ook, is my? Okay. Vetkoek en pannekoek, na die tyd, lekker, dus jy het 'n regte weer vir 'n lekker pannekoek. Die ons span, julle kan so lank vir ons reg staan. Vriende, dit is nie so maklik om te fokus nie, om nou te weet ons is hier nie, want jy het vanoggend opgestaan en goed en 'n ou se kop is baie keer nog besig en aan die gang. Daarom is dit regtig nodig dat ons bewus word. Bewuswording beteken ek is hier, die Here is hier, ons is hier saam. So wil jy dit so terwyl jy sit, net dit weer vir jouself sê, ek is hier, Here. En ek is hier so saam met ander kinders van u, ons is saam hierso. Maar die mees belangrike, Here, u is hier. Laat toe dat die teenwoordigheid van die Here
in jou besit neem en vir jou rustig. So bewus is van die teenwoordigheid van die Here. Dan kom die Here na ons toe vanoggend, na elke een van ons toe en sê, ek sien vir jou raad en my vrede in oorvloed vir jou vanoggend. Amen. Ons loof die Here. Yeah.
kinders, julle met my kom kyk. Hoe was julle week gewees? Interessant. Wat sê jy so? Interessant. Dat is 'n interessante opmerking om te sê dat was 'n wat 'n week. Ja. Interessant. Julle het nog nie die eksamens kom. Julle het nou voor 2 weke, né? Maar van julle skryf nog nou nie eksamen nie. Julle is nog lekker. Sê. Goed. Wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Kom ons kyk. Julle 2 man, gaan julle vir ons help? Nee, gaan jy vir ons kom aansteek? Bybel oopmaak. Daar sê. Dankie daarvoor. Bybel is die woord van die Here. Ons hoor hoe lief die Here ons het, hoe die Here met mense besig is, met jou en met my besig is, en die lig skyn in die duisternis van Jesus Christus, né? Goed, verjaarsdag. Ons hoor 'n bietjie daarvan julle wat verjaar het of verjaar vandag. Niemand nie. Kom eens op. Sy verjaar vandag, nie enige ander dag, sy verjaar vandag. Kan nie. Baie geluk. Is daar ander maatjies wat ook verjaar? Dis by my. Ander mense wat verjaar het. Daarso, hoe wat? Ingrid, jy wys. Ek kan nie sien waar. Wie verjaar? Steek jou hand op, dan sal ek ordentlik kan sien. Alraai, dit lyk nie vir my so nie, ek dat jy sjokolade het. Goed, Karel, wat sê ons vir Karel? Wat is ons wens van? Karel, mag jy weet dat die Here jou lief. In interessante weke en ongewone. Veel geluk, liewe Marie, onbekende jaar, mag die Here jou sien en op baie jare staan. Dit. Goed. Ek wil gou 'n bietjie met julle hoor. Vir julle 'n storie vertel. 'n Storie vertel van toe dinge nie gewerk het soos wat dit behoort te werk nie. Miskien het dit al so met jou gebeur. So 'n paar jaar terug is ek en my ander vriend Dominee, as ons van Richards Bay af op pad, ons moet die oggend met ons 'n vliegtuig kry. So ons het vroegoggend, 6:30 in die oggend, ons besig om te ry van Richards Bay af. Ons moet die vliegtuig kry. Julle weet vliegtuie wag nie vir 'n mens nie, né? Weet julle dit? Vliegtuig wag nie vir jou as jy laat is. Jy laat. Was van julle al laat vir 'n vliegtuig? Dit is nie lekker nie, né? Wat nou? Was dit amper? Goed, so, hier ry ons en langs die pad. Op die snelweg. 5:30, 4:45 in die oggend. Daar breek sy kar. Wat dink julle wat gebeur dan? Wat gaan dan deur 'n mens kom? Veiligheid? Hier langs die pad, dis nie baie lekker nie. So jy's bietjie bekommerd oor jou veiligheid, wat nog? Jou vlug, jy gaan jou vlug mis. So partykeer is dit 'n mens se lot. Jy voel, Vader,
dat dit nou gebeur, dit is nou glad nie lekker nie. En ons staan nog so langs die kar seker net vir 5 minute, 10 minute. Hier stop iemand. Sê, ja, julle twee dominees. Wat? Toe sit iemand wat op pad is Durban toe. Sy gaan 'n kind aflaai by Glen. Toe sê sy, kom, laai gou julle dinge en dan vat ek julle liggawe toe. Kan julle dink hoe verlig is mens, né? Jy voel soos daai amper vlug wat jy gemis het. Ons het dit gemaak. Voel jy verlig? Baie keer voel 'n ou dinge werk nie uit soos wat dit moet uitwerk nie. Here, help my asseblief. En dan baie keer op sy manier help die Here mense en dan sê jy, moet 'n ou terugkyk en moet jy kan sê, wat sê jy as jy terugkyk vir die Here? Dat hy gehelp het? Dankie. Dankie Here, dat U vir ons gehelp het. So julle dit onthou, baie keer is dinge interessant, dinge moeilik, om dan vir die Here te sê, Here help asseblief. Sien vir my raak, hou vir my vas, en dan uit te kyk hoe die Here vir jou op baie ander maniere wat jy dalk dink om help, en mense ore en oor net oop en staan. En die Here doen dit, hy help vir ons, hy hoor vir ons, omdat hy vir ons lief het, baie lief. So ons gaan nou 'n liedjie sing. Dit borrel in my, want ek is so bly. Hoe lyk mens as mens bly is? Hoe lyk mens as jy bly is? Jy glimlag. Daar's 'n vreugde in jou. So ek dink julle moet hier by my kom staan op ons vir die gemeente ons. Julle ken ons die kom. Dan sing ons. Ons staan nie so by my. Nou moet ons vir die gemeente wys dat ons kan glim. Daar. Goed, julle. So vriende, ek wil hê dat ons so 'n bietjie saam dink vanoggend oor hierdie ding, die lot van die lewe. As 'n mens sommer net so praat oor die lot van die lewe. Wat is die definisie van lot? So 'n bietjie daaroor gedink en ek wil amper half sê lot is vir my partykeer die plek waar ek nie wil wees nie.
Dis 'n ongemaklike plek. As 'n mens dink oor jou lot. Nie waar ek beplan het om te wees nie. En die ervaring of die uitwerking van ons lot baie keer in ons lewe, is dat dit ons vreugde steel, né? We gaan sulke lang sigge gee. En ons begin oorgee eintlik en sê, wel, weet jy wat, dit is nou maar wat dit is. Dis nou maar my lot. 'n Mens se lot kan selfs in ekstreme gevalle oorgaan dat ek dink nie eers meer die Here kan my lot verander. Ek sal dit nie sê nie, maar baie keer tree ons amper so half op, asof ons oorgegee het op die lewe, en sê, weet jy wat? Dit is nou maar my lot. En ek dink nie eers die Here kan hierdie lot van my verander. Oorsaak baie keer dat ons ophou bid. Veroorsaak dat ons ophou lewe. Dis nou maar my lot. Dis nou maar die paadjie wat vir my uitgekap is. Ek moet dit nou maar aanvaar. Ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 126 uit. Dis 'n psalm van toe die Here ons lot verander het. Is julle reg met die klank? Kan julle mooi hoor? Is julle reg? Goed, so Psalm 126, wonderlike psalm, is 'n psalm, een van die pelgrimspsalms, is 'n psalm wat ons op pad vir mekaar gelees het. 'n Pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die Suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Kom ons kyk so 'n bietjie. Lewe is 'n reis, en soms is dit nodig dat ons net so 'n bietjie stil staan wanneer die huidige van my lot vir my so oorweldig, is dit baie nodig om stil te staan en net so 'n bietjie weer terug te kyk, terug te reflekteer. Waar kom my paadjie vandaan? Hoe het my paadjie geloop? En net raak te sien, op hoeveel maniere het die Here al my lot verander? Op hoeveel maniere was ek al moedeloos, het ek al oorgegee en gesê, dis nou maar my lot, en het die Here regtig kom ingryp en vir my kom vashou, sodat ek weet, hy het my lot verander. Die skrywer hierso van Psalm 126, heel moontlik ouens wat in ballingskap was, en daar was eintlik nie 'n manier wat hulle uit die ballingskap sou uitkom nie. Hulle is in 'n vreemde land. Dit is lekker goedkoop arbeid vir daai ouens. En toe op 'n stadium hier na Nebukadneser se tyd kom daar 'n nuwe heerser aan en hy sê julle kan teruggaan. 70 jaar nadat hulle in ballingskap was. Sê julle kan teruggaan na julle land toe. En die ouens was in verwondering geweest. Here, dat U ons lot so verander het, dat ons kan teruggaan na die beloofde lande, dat ons terug kan gaan na Jerusalem toe. Ons kan dit amper nie glo nie. Jy weet wanneer die Here 'n mens se lot verander, dat jy jouself amper wil knyp om te sê, is ek wakker? Is dit regtig so?
Is dit regtig waar? Dis hulle belewenis gewees. Kyk terug en sê, "Sjoe, die Here het my lot verander." Ek weet nie, baie van julle 10-1 al Bruitenpool se storie gehoor. En ek is ook nie seker of ek dit al vir julle vertel het nie, maar julle weet ek is in daai stadium van my ouderdom. Ek kan 'n storie weer vertel en julle moet geduldig wees. So Bruitenpool sy storie wat hy vertel is, hy word groot in die koue Bokkeveld, op 'n plaas. Sy ma werk in die boer se huis. En die normale gang van hoe dinge gebeur is, okay, jy word groot, maak klaar met skool, en dan gaan werk jy nou maar waar jou pa en jou ma gewerk het. So in Bruiten se kop was dit, ek gaan eendag 'n trekkerdrywer wees. En dit is nie dat dit hom geplaag nie, dit is hoe dit is. So ek gaan eendag gaan ek klaarmaak met betrek en dan gaan ek 'n trekkerdrywer wees. Die boer roep hom in en sê, "Bruiten, ek sien jy doen goed in matriek, jou punte lyk goed. Ek wil hê jy moet gaan studeer." So Bruiten gaan toe maties toe, dis maar sy lot gewees. Hy gaan maties toe en hy begin studeer, en as julle nou vir Bruitenpool ken, speel goed rugby, begin koshuis rugby speel vir die universiteit, eindig op die ou einde, speel vir die Stormers, word gekies vir die Springbokke. Ergens in sy lewe het die Here sy lot verander, om te sê, meer as net 'n trekkerdrywer, ek het meer vir jou in gedagte. En as hy nou terugkyk op sy lewe, dan sien hy dit raak. Dan sê hy, ja, die Here het my lot verander. Ek wil vir jou geleentheid gee. Ek wil vir die sanggroep vra, dat julle vir ons regmaak. Ja, net hierdie ding ook. As ons terugkyk, julle kan regmaak as reg. Ons kyk terug saam met ander. Ons kyk nie net alleen terug nie. Daar's ander mense wat ook kyk saam met ons op ons pad tot hiernatoe. Ons het gelag en gesing, onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Mense kyk na jou lewe. Mense kyk hoe jy reageer op God se ingrype in jou lewe. Mense begin vra. Hoekom het jy hierdie so hanteer? Hoekom was hierdie situasie so moeilik? Jou lot was moeilik geweest. Hoekom het jy dit op so 'n manier hanteer? Jy en ek, die enigste antwoord is, Here se genade. Here se genade wat oor my lewe is en wat my lot verander. Ek wil nou op hierdie punt wil ek vir jou kans gee om so 'n bietjie terug te dink oor jou lewe. Die pad wat jy gekom het tot nou. Kan jy momente in jou lewe raak sien waar die Here jou lot verander het? Waar die Here vir jou verligting gegee het? Waar die Here vir jou krag gegee het, ten spyte van moeilike omstandighede? Reflekteer so 'n bietjie terug daaroor, kyk so 'n bietjie terug. Laat die Gees vir jou herinner aan die God wat lot verander. Wat moedelose arms wat in die lug opgegooi word, verander in lof en aanbidding. Vir jou so 'n bietjie kans gee. Dink so 'n bietjie oor jou lewe en hoe jou lewe geloop het en hoe die Here deel daarvan was.
En so terwyl jy daai momente weer raak dink, raak beleef, sê sommer net daar vir die Here dankie. Dankie Here. Om ons te help met ons dankie, gaan ons nou saam sing. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dankie Here.
So jy kan sien die Psalm is in 2 gedeeltes gedeel. So die laaste gedeelte, die eerste gedeelte is ons dink terug, toe het die Here ons lot verander. Dan spring hy na die teenswoordige tyd toe. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in die waterstrome verander het. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil hy terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Teenswoordige tyd. Die lewe gebeur. En jy en ek weet vanoggend hier, ons kan terugkyk na baie momente waar die Here ons lot verander het, maar die lewe gebeur. Dit beteken nie dat moeilikhede nie weer op ons pad kom nie, dat dinge nie weer op ons pad kom wat vir ons laat voel, dis nou maar my lot nie. Verhoudings lei skibreek. Dinge werk nie uit nie. Die lewe bring vir my partykeer op 'n plek waar ek voel ek wil nie hier wees nie. Voel vir my dan soms partykeer soos dis maar my lot. Verander tog ook nou ons lot, Here. Soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. So, wat is dit wat jou lot is vanoggend? Ons is nou klaar met gister. Ons is nou hier by vandag. Wat is jou lot op hierdie oomblik? Wat is die dinge wat jou vreugde kniehalter, jou vreugde steel? Wat maak dat jy nie lekker voluit kan leef nie? Wat is dit wat jou moedeloos maak? Ons kom hiernatoe en ons bring en sê, Here, ons wil vanoggend sê, hier is my kruis. Soos wat hierdie skrywer het geskryf het, Here, ook vandag, verander weer ons lot. Gryp weer in my lewe. Dit gaan daarmee saam dat ek die Here vertrou. En die beeld wat gebruik word, is die van 'n boer. Wie van julle het al geboer of is nog steeds boere? Dis 'n hele klompie van julle. Ja. So julle weet die heel beste met hierdie beeld wat hier bedoel word. Ek plant die saad sonder enige waarborg. Ek doen dit in vertroue op die Here. Ek het geen waarborg dat die reën gaan kom nie. Ek het geen waarborg dat daar nie 'n haalstorm my oes gaan platslaan nie. Ek doen dit in die vertroue dat die Here by my is. En dat die Here by magte is om enige lot van my te verander. Ek dink dit is die belangrikste ding. Here, miskien nie altyd soos wat ek vra nie, of soos wat ek het insien nie, maar U sal my lot verander. Daarom kom ons in vertroue in gebed, en daarom kan ons nooit die krag van gebed onderskat nie. Daarom moet ons nie dat ons lot sterker in ons ore skree as die Here wat lot kan verander. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. En daarom is die vreugde in die Here
is nie 'n plastiek vreugde van alles is wel nie. Vreugde in die Here is, alles is nie wel nie, maar God is by my. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Ek vertrou U, Here. Ek gaan nou vanoggend vir jou uitnooi om so 'n bietjie te reflekteer. Ons baie reflekteer, jy dink terug oor jou lewe, maar vanoggend is jy nou hier. En daar's dalk dinge wat vir jou skaaf. Ek wil vir jou uitnooi om na vore te kom, as jy sou wou, hoef nie, maar as 'n stuk simboliek, om 'n kers aan te steek, en te sê, Here, hier steek ek hom aan, ek bring dit my kruis na U toe, en ek vertrou U. Miskien is dit vanoggend gaan dit met jou goed, en dit is ook waar, dit kan dalk ook so wees, dat dit met jou goed gaan, maar jy is bewus van iemand wat moedeloos is, wat swaar trek. So die wonderlike daarvan is dat jy ook namens iemand kan intree en sê, Here, U ken die omstandighede, hoor en sien tog net raak. So die uitnodiging is, vanoggend, bring jou kruis, en ons gee dit vir U. Daar waar jy nou in sy plek is, reflekteer bietjie daaroor. Jy kan daar waar jy is, kan jy dit vir die Here gee. Here, U sien my, die ding wat vir my kou. Ek gee dit vir U. Ek wil graag sing, ek wil hier, die hulde bring, want daar is trou en liefde by die Heer. Ek wil voor die almaak buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming
sien ons tot diep binne in ons hart en U sien ons emosies. Dankie daarvoor. Dankie dat ons lot na U toe kan bring. Dankie dat U verstaan. En ons bid vanoggend, Here, bring reën in hierdie droë lope in ons lewe. Ons vertrou U absoluut daarvoor. Ons vertrou U, Here, dat ons met trane, maar in U vreugde, die vrug hiervan gaan pluk. Amen. Vriende, toe ek saam gedink het hieroor, ons sê nou, hier is my kruis. Die grootste manier waarop die Here ons lot kom verander het, is as jy daai skyfie lees nie as jy wat dit sê nie, maar God wat dit vir jou sê. God wat vir jou sê, hier is my kruis. En daarom weet ons, hy het gesê, dit is volbring. Hy is die een wat na ons toe kom en vir ons genesing gee. En daarin lê ons vreugde in hierdie lewe, dat dit volbring is. Maak nie saak wat nie, niks kan my skei van die liefde van die Here nie. As ek vorentoe kyk, dan kan ek weet, Here, U was gister by my, Here, U het vanoggend iets hier binne in my gedoen, Here, ek kan vorentoe kyk, en ek weet, U gaan daar wees. U is reeds in die dag van môre. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons op hierdie manier kom aanraak, met 'n psalm uit baie jare terug, mense se belewenis, dat U ook daardeur ons harte aanraak. Dankie daarvoor, Here. Dat U die Here is, wat vreugde bring, wat lot verander, wat die pad saam met ons stap. En dat U die Here is wat môre en oormôre, die dag na oormôre, steeds ook so vir ons sal vashou. Dankie daarvoor. Dankie Vader dat ons, terwyl ons in gebed is, kan dink aan ons vriende, wat nou al vir maande, vir jare sukkel met siekte, dat dalk ook moedeloos is. Here, hou vir hulle vas. Gee vir hulle die vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat U by hulle is. In die naam van die lewende Here bid ons dit, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons vereer die Here met ons dankoffer. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived
So, vriende, ek dink die Here het ons op 'n manier aangeraak. Ja. Okay. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons lot verander. Amen. Die Here seën jou en bewaar